jouself nie, moet jy gou in die spieël gaan kyk en sê, ek is geskape in die beeld en gelykenis van die Here. Amen. Baie, baie welkom. Ek wil net graag gou vinnig 'n paar verwelkomings doen nou. As ek nou so sien, dan sien ek die naam wat ek daarvan verkeerd uitspreek. So, jy moet maar vergewe, hoor. Maar ek wil vir Fred en Hetty Miller, waar is hulle? Hulle is baie welkom. Mag die Here julle ryklik seën en vir Ivalet Grobbe. Koetse. So, dis net baie welkom saam met julle kinders, mag die Here julle ryklik seën. En dan is daar nog hierdie en op en dan vry. Hulle sê baie welkom, mag die Here julle ryklik seën. Vergewe my maar ek weet dit is maar altyd 'n probleem. Jy nie weer bespreek jy die name uit nie, maar wees welkom, dit is skoolvakansie, dis hoekom daar minder mense is, dis hoekom die musiek vir my so hard geklink het, vra vir Erik, my jene, die musiek klink vanmorgen, die oorverdroom het, as jy bestoor die kerk, een bietjie leer vanmorgen, ons bly, jy is hier vanmorgen, amen. Gaan my net gou vinnig die afkondigings, Pastoor Mike het verskoning gemaakt, hy het geval, hy is siek 'n bietjie, Maggie en Willie het verskoning gemaakt, en die TV'de het verskoning gemaakt, en Leel en Bernice het verskoning gemaakt, en Willie, hulle het nie verskoning gemaakt, jy kon hom net in. So ek bly hulle is ook hier so. En dan Melanie is nie baie gesond nie, sy het migraine ook verskoning gemaakt, kom ons bid ook vir hulle. En dan is daar voorbereiding vir Pastoor Petrie Lou van Sullivan, wat in hierdie week oorlede is. Ons bid vir hulle as familie en familie, dat die Here ook vir hulle sal troos en versterk, dat hy alleen kan, en dit nog steeds vir Niels, met die afsterwe van sy vrou, en dan ook vir sy eie gesondheid, en dan ook vir Betty Graham se sussie, wat baie ernstig is, ons bid ook vir haar, en dan ook wil ons nog bid vir almal wat gebed nodig. Amen. So ek nooi jy vanmorgen om op verjaarsdag in die week is dit Daphne wat nog die kind woensdag verjaar. Ons vir haar sê baie geluk, want die Here verbruik seën. En daar agter by die flank is ook die jongman van die 5-naaste verjaar. Om ook sê baie geluk, mag die Here verbruik seën. Nee, die skool het gesluit, daar is nie bidure nie. En is net volgende Sondag is ons nagmaalsdiens hier by die gemeente en dan direk na die nagmaal gaan ons dan oor kerkraadsvergadering, so al die broeders van die kerkraad onthou om dan vir daardie geleentheid hier te kan wees. Kom ons staan, ons gaan hierdie diens op in gebed. Ek vir Erik vra om die seën van die Here af te bid en daarna gaan ons heerlik hartlik saam sing in die Here se naam. Baie dankie, kom ons staan. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend in die huis te kan wees. Here, ons beskou dit as 'n besondere voorreg om in u teenwoordigheid te kan wees. En ek bid vir die mense wat nie kan wees nie, wat ook al die omstandighede, dat u daar sal onderneem en die daar sal antwoorde gee. Here, ek bid vir volgende diens. Ek vra dat u elke persoon op 'n besondere wyse volgens sal seën, Here, en dat die Heilige Gees sal beweeg van sitplek tot sitplek. Here, terwyl ons oorgaan in sang en aanbidding en lof en aanbidding, Here, dat u ons musikante en voorsangers sal gebruik as instrumente en bekwame aan die Here om die volk te lei in die aanbidding wat u alleen toekom. Bid, Here, dat as die woord later bedien word, dat u ook daar sal, wat pastoor sal berg agter die oude bekruising sal volgens salf. Met die soete Heilige Gees, Here, wat ek weer die keer ontvang het, kom van God af wat hy volgende in ons kan bring. Ons vra dat hy ons sal seën wanneer hy dit wel doen. En ek sê dankie by voorwel vir 'n groot seën, wat ons nou uit die hand het gaan ontvang. In Jesus naam. Amen. Ek het so pas 'n openbaring gekry. Jeannie is pastoor Stef se niggie, is ek reg? Ek sien ek is reg.
Het ook iemand het vir my gesê, ek het openbaring gekry, hoor. Nee, ek grap net. Ek groet u volgende met die woorde uit Nehemia 8 vers 10 wat sê, wees dan nie bedroef nie, want die blydskap van die Here, dit is my beskutting. Ek glo die Gees van die Here het ons vandag weer hier bymekaar gebring om deel te hê aan die diens en die lof en aanbidding. Kom wees deel vandag met 'n blydskap en vreugde wat hier uit jou hart opborrel. Mag hierdie blydskap vanoggend so salfolie jou klere en liggaam deurtrek om 'n aangename geur te versprei. Jy weet ek is onlangs 'n boodskap gebring oor wees in alles bly. Wees vreugdevol in alles en ek het genoem dat Paulus toe in kettinge was wat heel moontlik op die doodstraf gewag het, wat gegeesel was, wat nie geweet het by watter kant toe nie, het hy daai woorde geskryf, wees aan alle omstandighede bly, want die Here is jou beskutting. Kom ons sing ons eerste koorvers wat sê, die blydskap van die Here is my beskutting, en sing dit vanoggend in oorwinning saam. Die blydskap van die Here is my beskutting, die blydskap van die Here is my beskutting, sy blydskap is my krag vir oorwinning elke dag, sy blydskap en sy volks gee ek vrede. Die blydskap van die Here is my beskutting, die blydskap van die Here is my beskutting, sy blydskap is my krag vir oorwinning elke dag, sy blydskap en sy volks gee ek vrede. Van die Here is my beskutting, die blydskap van die Here is my beskutting, sy blydskap is my krag vir oorwinning elke dag, sy blydskap en sy volks gee ek vrede. Groot is die Here, hy het al my sonde vergewe. Groot is die Here, hy het al my sonde vergewe. Alles en ek niet voor die oude is vervang, Jesus het gekom om my te bevry. Daarom wil my kom, alle prys en hoor. Jesus vergewe, Jesus vergewe, Jesus vergewe my. As ek so oor die gehoor kyk, lyk baie van julle nie baie gelukkig nie. Ek dink wat jy moet doen is, gaan geef iemand 'n glimlach van jou eie, terwyl die musikante vir ons die koortjie weer gaan speel, en ons nie nou gaan sing nie, gaan groet iemand en geef een van jou glimlachte. Maar ervaar jy dit nog vandag? Ek nooi jou volgende uit om
nie net te sing nie, maar om toe te laat, om waar daar volgende swaarmoedigheid in jou hart is, en miskien jou gemoed is te verwyder. Want hy sê, sy blydskap is my beskutting. Die volgende koorvers wat ons wil sing is, hy is die liefling van my siel. En as dit so is, dan die volgende alles vir hom gee wat jou klaar. Hy is die liefling van my siel. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Hy is die liefling van my siel. Hy is die liefling van my siel. Net om so 'n bietjie die geraas van die week op sy te skuif en eenvoudig in sy teenwoordigheid te wees. Jou woorde en my woorde wat ons sing vanoggend, weerspieël ons harte van aanbidding
omdat ons dit sing nie, maar omdat ons vanoggend met dankbaarheid reageer op sy grootheid en sy getrouheid. So sing dit weer vanoggend met hierdie wat ek nou gesê het in gedagte en dink net terug en jy sê, Here, dankie dat die geraas van hierdie week in my ore stil maak en dat ek net vanoggend uit dankbaarheid kan sing en sê, I love you, Lord, want U is so goed vir my. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, my King. As jy dit miskien nie besef nie, volgens ons staan op heilige grond. Ek ben die Heilige Gees is hier. Ek ervaar sy teenwoordigheid. Kom ons sing tot eer van die Here volgens ons verhoog hier, ons vir die eer hier.
Wanneer ons dit sing, kom ons sing dit volgende aanbidding saam en bring aan God al die lof en al die eer en al die aanbidding wat hom alleen toe kom. Lord, King of kings, you alone are worthy. Holy and heaven sing praises to your name. Lamb of God, Holy One, righteous and forgiving, morning star, the rising sun, there is none like thee. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, everyone. Praise the King of glory, praise Him for eternity. Lord of lords, King of kings, you alone are worthy. Holy earth and heaven sing praises to your name. Lamb of God, the Holy One, righteous and forgiving, morning star, the rising sun, there is none like thee. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, everyone. Praise the King of glory, praise Him for eternity. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, everyone. Praise the King of glory, praise Him for my knees
cry holy, holy, holy. I clap my hands and cry glory, glory to the Son of God. I bow on my knees and cry holy, holy, holy. I clap my hands and say glory, glory to the Son of God. Oh, sweet Jesus, He is here. Oh, God, He knows my strength. On the word and He knows the healing. Oh, Spirit of God. Oh, Spirit of God. I need for Terwyl die oë gesluit is en die hoofde gebuig is. En ek vra dat die musikant ons laaste kootjie een keer sal weerspeel. Ons kan 'n tweede keer dit saam sing. Maar terwyl dit speel, kom bring regtig volgens God aan die lof vir die oë. En dan bring met hom te kom. Hy is ons God, as die skepper van die heelal. Hy is ons saligmaker en verlosser. En ons kan volgende net om baie dankie sê, terwyl dit vir ons hierdie kan speel.
aandag aan ons te die woord van die Here. Baie dankie vir die funksie. Ek weet nie of die liedjie wat ons nou gaan sing, iemand vanoggend iets gaan beteken. Ek glo dit sal. Miskien het iemand net hierdie woorde volgende nodig. En dit was eintlik op die nummertjie besluit dat ons hierdie lied gaan sing. En Shamaine sê ons het hom voorheen gesing. Ek kan net nie nou met die se daar was of waar dit was nie, maar ek glo iemand het volgende hierdie woorde nodig. So sing dit volgende spesiaal vir u. Maar alle eer en Here nog steeds. When the world seems cold and your friends seem few, there is someone who cares for you. When you tears in your eyes, your heart bleeds inside, there is someone who cares for you. Someone to share all your troubles like no other can do. You'll come down from the sky, brush the tears from your eyes. You're in trial and He cares for you. When disappointments come and you feel so blue, there is someone who cares for you. When you need a friend till the end, there is someone who's a friend to you. Someone to care, someone to share all your troubles like no other can do. He'll come down from the sky, brush the tears from your eyes. You're His child, and He cares for you. You're His child, and He cares for you. Amen. Wonderlik om te weet, daar is altyd iemand wat vir ons omgee. Nie waar nie. Prys sy wonderlike naam. Ek weet nie of die Bybel saambring kerk nie. Ek sien maar baie min altyd. Maar omdat ons dan so met die tegnologie en al die goed, is ons so bevoorreg om die woord van die Here vir u daar op die skerm te kan gooi en ons kan saam lees. So ek wil hê jy moet saam met my die woord van die Here oopmaak of self daar op die bord kyk in Judas. Daar is net een hoofstuk en daar is net 25 verse, maar ek kan nie van jy almal lees nie, maar ek gaan vir u van vers 17 af gaan ek aan die voorhou van môre. Judas, die 17de, die eerste hoofstuk, die 17de, ek kan amper sê die eerste en die laaste hoofstuk.
Amen. Net voordat ek begin lees, nou eendag my bietjie baie was my vrou besig, en sy sê, watter boek in die Bybel is die kortste? Ek sê nou Judas, en weet nie of dit so is nie, ons weet dit nou nog nie. Ja, maar in elk geval, ek het toe nou so bietjie toe gaan vat ek die Bybel toe gaan lees ek nou, dis die boek net voor Openbaring, dis belangrik, dis die tweede laaste boek. En toe begin ek dit lees, want ek het die gewoonte om wanneer die woord van die Here lees, dan vra ek vir die Here, is daar nie iets wat jy vir my wil uit die woord uit wil sê nie, dat ek dit ter harte kan neem of kan gebruik nie, en nou ja, soos wat dit dan ook die Here behaag het, dat hy dan ook hierdie boodskap vanmôre op my hart gelê uit hierdie gedeelte, nou lees ek vir u van die paar versies voor, dis nie baie nie, maar julle geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostel van ons Here Jesus Christus, dat hulle vir julle gesê, die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skeuring maak, sinnelike mense wat die Gees nie het nie. Maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartighede van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. En aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys, maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk, en ook die kleed met julle haat wat deur sonde bevlek is, aan hom nou wat magtig is, om julle verstruikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel, met gejuig aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag nou en tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid net saam. Vader, dankie vir u woord. Dankie vir die geleentheid wat ons het om nog u woord in vryheid te kan lees. Dankie dat ons ook uit u woord kan leer vanmôre. Daarom is dit my gebed dat u woord tot ons elkeen se harte sal seën vanoggend, Here, en dat ons werklik hier sal weggaan vanmôre. Dan sê Here, so Dawid van oud, ek het die woord van die Here in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Daarom bid ek vanmôre, Here, ontmoet met elkeen van ons, u ken ons, Here, beter as wat ek hierdie mense ken u ons, Here, by die naam. U weet wat in ons diepste binneste aan die gang is. U ken ons hartseer, maar u ken ons blydskap en ons vreugde. Word verheerlik terwyl ons na u woord luister. Dit is my gebed, ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. En ons dankie daarvoor. Amen. Nou my tema van my boodskap vanoggend is bly staande in 'n wankelende wêreld. Nou geliefdes, as ek vanmôre moet vir julle sê dat as 'n mens dink in die tyd waarin ons leef vandag, wat alles in die wêreld aangaan. Daar's politiek, daar's ekonomiese druk, daar is stres van enige vorm en aard. Ek dink ons kan vanmôre, as ons net vir u so geleentheid gee om so 'n bietjie vir ons te vertel waardeur u op hierdie oomblik en tyd in u lewe beleef, dan sal u vanmôre weet dat ons sal lank besig wees, want elkeen sal sy eie storie hê wat hy kan vertel waardeur ons gaan. Nou, daar's so groot verandering wat plaasvind. Nou as ons nou vanmôre moet ding in terme van hierdie brief wat Judas skryf aan die gelowiges wat onder geweldige druk was. Daar was valse leraars in daardie tyd. Daar was 'n geestelike verval gewees en daar was groot uitdagings wat mense gehad het om teenoor te staan. En ek wil vanmôre vir u sê, die kerk van die Here Jesus Christus vandag kan hulle ook daarmee
vereensamig. Want vandag is daar ook baie valse leraars. Daar is ook vanmôre 'n groot geestelike verval onder die gelowiges in die tyd waarin ons leef vandag. En daar is 'n geweldige baie uitdagings wat ons die hoof moet bied. Maar as ons na hierdie gedeelte kyk, geliefdes, dan sien ons dat Judas nie net vir ons 'n klomp waarskuwings gee. Hy kom sê nie net vir ons, julle moet hiervoor besop en julle moet daarvoor besop en jy moet besop vir hierdie dingetjie en daardie dingetjie en hy waarsku julle maar net nie. Maar weet jy wat hierdie gedeelte wat ek vir julle gelees het, eintlik vanmôre vir jou vir my die boodskap wil oordra, is 'n boodskap van bemoediging en van hoop en dat ons werklik vanmôre ons anker in die Here Jesus Christus kan vasmaak. Stem jy saam? Ja. Ons is nog 'n Pinksterkerk. Ja. As jy nie saamstem nie, ek sal aanvaar as jy sê outs. Maar ek wil regtig vanmôre sê, ek glo vanmôre dat hierdie 'n boodskap is van bemoediging ensovoorts. Nou wat probeer hierdie gedeelte vir ons sê vanmôre? Nou daar's 'n hele paar goedjies waarby ons gaan stil staan. Ek sal so vinnig maak as moontlik. En die eerste een is waar hy vir ons sê in die eerste vers, in die 17de vers, maar die hele geliefdes. Nou broer en suster, kom ek eers vir u vanmôre sê, as iemand vir my sê geliefde, dan behoort ek ons aan hom. Met ander woorde, ek glo, hy praat nie met kinders van die Here. Amen. Met ander woorde, hy praat nie hier met sondaars nie. Hy praat nie met mense wat niks van God wil weet nie. Maar dan sê die volgende, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus. Weet jy, toe ek dit lees, toe besef ek een ding, en ek onthou die geleentheid wat die Here Jesus Christus toe hy deur die duiwel self versoek was. Wat het hy onthou? Die woord van die Here. Onthou dat daar staan geskrywe. En ek wil vanmôre in die kerk van die Here Jesus sê dat ek en jy moet onthou alles wat die Here vir ons in sy woord neergepen het. Nou as ek net sommer so paar en ek gaan nie vir die skrif, nie kan maar gaan Google, dit sal daar wees, maar ek onthou in Deuteronomium het ek gesê, julle is die kop en julle is nie die ster. Ons onthou dit vanmôre, dat God het iets kosbaar vir my en vir jou in stoor as sy kinders. Hy sê op 'n ander plek dat hy ons nooit sal begewe en nooit sal verlaat. Onthou ons dit nog? Of raak ons soms so verstrengel in al ons probleme en al ons negatiewe omstandighede dat ons vergeet het dat God gesê het, onthou dat ek sal met julle wees tot aan die volëinding van die wêreld. Die wêreld het nog nie tot 'n einde gekom nie. Met ander woorde, God is nog steeds besig om ons te bewaar en te help en by te staan. Wanneer hy vir ons sê by die apostel vers 18 dat hulle vir julle gesê het dat die laaste tyd sal daar spotters wees wat vir ons hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Geliefdes, kom ek sê vanmôre vir u, gaan luister maar so 'n bietjie daar by u werk, as jy nog werk is en nou nie meer werk nie, gaan luister 'n bietjie na gesprekke waarna ons luister. Dan hoor jy hoe word daar gespot. En dit is vir my en vir jou as kind van die Here om dit ernstig vanmôre op te neem en te weet dat ons met hierdie dinge, en dan vers 19, dit is vir hulle wat skere maak, sinnelike mense wat die gees nie, met ander woorde, hy praat nie van mense wat nie volgens die gees wandel. Wandel nie volgens die vlees nie, maar volgens die gees. Met ander woorde, dit is so belangrik vir my en vir jou om hierdie ding te kan toepas in ons lewe. Om ons onthou vanmôre al God se beloftes.
Weet jy hoeveel beloftes staan in die Bybel wat ek en jy vanmôre kan vas? Om ons onthou vanmôre dat God nog altyd getrou was in die verlede. Ek dink toe ek jong was en toe my kinders baie klein was en hulle siek was. Ek het daar in Sisem gebly, daai jare toe was dit nog 'n woonplek gewees. Dan onthou ek dat ek nie na die dokter toe gery het. Ek onthou dat ek by my bed by my kind gekniel het en gebid het en gesê, Here, U is die groot geneesheer. En weet jy dat die Here my nog elke keer gehelp? En ek het nie nodig gehad om my kind na 'n dokter te vat en ek sê nie vanmôre dis verkeerd om 'n dokter te wees of nou verkeerd om na 'n dokter te gaan nie, maar ek moet onthou dat die Here was getrou in die verlede en hy sal getrou bly tot in alle ewigheid. Ek moet ook vanmôre onthou dat hy gesê daar sal baie moeilike tye in die laaste dae kom. Hy sê dit so spesifiek in ons 53 staan. Hy sê in die laaste dae sal daar swaar tye kom. God het dit gesê. En dit beteken nie vanmôre broers en susters dat God vir ons 'n probleemvrye wêreld beloof. Daar gaan moeilike tye kom. En ek en jy moet vanmôre geloof hê om op God te vertrou en te weet dat hy is 'n waarmaker van sy woord. En as hy gesê, hy sal met jou wees tot aan die volëinding van die wêreld, dan sal God dit doen. Jy weet ek het die week 'n bietjie nie so koud gekry nie, maar ek het 'n kaggelaar in my huis en toe ek begin vuur maak daar my kaggel met hout en ek glo en hout. En dan kom daar val daar 'n koeltjie uit. Dan lê daar op die teel daar net voor die kaggel. En dan net op kan ek buig en dan tel ek hom op en gooi hom terug in die vuur. Maar ek sal dit nie doen met die ander kole wat daar in die vuur is. En dis hoekom dit vir my en vir jou vanmôre nodig is, broer en suster, om mekaar te kan ondersteun. En dis hoekom ons moet aan die brand wees vir die Here. Ons moet die Here dien. Die tweede ding wat hy vanmôre vir my en vir jou sê is, dat ons moet onsself kan ophou in die geloof. Mense, ek wil hê dit as jy vers 20 gaan lees, hy sê, maar julle geliefdes, moet julle self ophou, en dan voeg hy 'n byvoeglike naamwoord by, in julle allerheilige geloof. Mense, ek wil vanmôre hê dat ek en jy moet weet dat geloof groei nie outomaties nie. Geloof is iets wat ek en jy moet in belê. 'n Huis wat nooit onderhoud kry nie, gaan verval raak. Nie waar? Net so met jou geestelike lewe. Net so met jou geloofslewe. Ek en jy moet voortdurend in ons geloof groei en ontwikkel en ons moet belê daarin. En hoe doen ons dit? Deur die woord van die Here te lees. Deur byvoorbeeld na preke te luister, en dis seker hoekom die Here sê, ons moet nie die onderlinge byeenkomste nalat, so sommige die gewoonte het. Maar ons moet luister na die woord van die Here, wanneer dit gepredik word. Ons moet persoonlik Bybelstudie doen. Gaan vat 'n stukkie in die Bybel en gaan lees dit en dan vra jy 'n paar vrae rondom dit. Here, wat wil U vir my uit hierdie gedeelte sê? En as jy dit nie verstaan nie, daar sal baie van ons wees wat sal sê, ja, pastoor, baie keer lees ek die Bybel, maar geen begrip van wat die woord van die Here vir my sê. Dan wil ek vanmôre vir u sê, dit is so maklik met die tegnologie vandag om 'n skriftuur dieper te ondersoek. En ons almal het selfone. Google net gou vinnig. En dan gaan lees jy net so 'n bietjie en dan ondersoek jy dit. As jy daar in jou huis 'n paar boeke het, dan lees jy dit en vra jouself af, Here, wat bedoel U met U woord vanmôre?
En dan baie belangrik, die gemeenskap met ander kinders van die Here. Weet jy, ons dink baie keer, ag wat ek is so oukie op my eie, ek sal maar net aangaan. Maar weet jy hoe het ons as kinders van die Here mekaar nodig? Amen. Jy weet, ek dink so by myself, my vrou het vir my iets vertel, wanneer sy geluister, ek gebruik dit om as, my vrou moet my maar vergewe, maar sy het die dag na Raymond Lombard iets geluister, Dr. Raymond Lombard is pastoor van ons in die Kaap, en hy sê die ouderhandse gemeente, maar hierdie ou laat skeer elke week sy haar, maar sy vrou is 'n paar jaar voor dit oorlede. En hy dog nou maar, die hare kan nie so vinnig groei. Hoekom sal hy nou elke week 100 of 150 rand betaal om sy hare te skeer? En hy vra my eendag, hy sê, jong, hoekom skeer jy elke week jou haar? Hy sê, weet jy hoe eensaam is? Ja. Hy sê, as ek by die haarkapper kom, is daar iemand wat aan my vat, en daar is iemand wat met my praat. Ja. Nou jy weet hoe, as jou hare so kort, ek onthou, ek in die Police College was, elke week moes ons ook ons hare skeer, maar as dit seker nie as 'n minuut nie, gaan staan jy op die volgende. So vinnig is dit. Maar die feit van die saak is, hierdie het 'n behoefte. Ja. En mense, ek wil vanmôre vir u sê dat, ten spyte van alles, ons het mekaar nodig. Kinders van die Here het nodig dat ons so bietjie met mekaar sal deel. Ek het dit nou by ons bidtier ook gesê, ons praat so bietjie met mekaar. Ons vra regtig, hoe gaan dit werklik met jou? Ja. Ek sê baie keer vir mense wat by hulle kom, en vra, hoe gaan dit met jou as jy alleen by jou huis is? En dan wil ek vanmôre sê, baie keer het ek gesien, hoe die trane gerol het. Onthou jare terug, ek in my vorige gemeente was, om met een hand by 'n ou, maar weet ek kry nie 'n woord in. Ons drink koffie en ons eet koekies, maar jy kan nie met daai ou se mond gaan net so. Vir 'n uur na. Weet jy toe ons uiteindelik toe ek agter die stuurwiel van my motor sit, staan die ou hier en ek sê, Johan, hoe gaan dit werklik met jou? En die volgende oomblik, skiet daai twee oor op traan. Ek sê nie goed nie, Paas. Ek wil vanmôre sê, kom ons reik uit na ons medekinders van die Here, ons broers en susters in die Here. Dan die 3 vers 20, en hy vir ons sê, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Nou baie keer verstaan mense nie hierdie ding, maar ek wil vanmôre vir u sê, broers, om in die Heilige Gees te bid, beteken dat jy toelaat dat die Gees van die Here in en deur jou werk. Daarom is dit so belangrik, en baie mense sal nie van hom hou nie, en sal kritiek lewer, maar ek het 'n boek gelees, waar hy geskryf het, Good Morning Holy Spirit, van 'n Benny Hinn, maar ek wil vanmôre vir sê, dat hy vir my daar 'n paar waarhede gesê, dat ons as kinders van die Here, moet weer so 'n bietjie omring word, met die Heilige Gees. Want waarvoor is die Heilige Gees vir my en vir jou gegee, om ons te leer, en te lei in al die waarheid. Met ander woorde, kind van die Here, beteken dit ons dat die Heilige Gees het 'n aandeel in my en jou verhouding met die Here. Ons bid in die Heilige Gees. En ons laat toe dat die Heilige Gees ons lei. Wanneer ek afhanklik is van die Heilige Gees, dan besef ek dat ek kan nie alles doen. Weet jy, en ek weet nie of jy dit al agtergekom het nie, maar ek het al dikwels, want ek sommer so vir 'n tyd lank bid, dan sê ek by myself, Here, ek weet nie meer waarvoor ek moet bid.
hoe moet ek bid? Laat ek nou almal se name genoem, maar weet jy, dan kom die woord van die Here vir ons in. En ek wil dit tog vir u lees, dat u net sien dat ek praat nie van die skrif, vers 26, Romeine 8. Hy sê, net so kom ook die Gees ons swakhede te help. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Met ander woorde, dat die Heilige Gees neem tyd, sodat ek en jy vanmôre geestelik gevoed kan word. Wanneer ons swak is, help die Gees ons. Wanneer ons nie weet wat om te bid nie, tree die Gees van die Here vir ons in. En dan vierdens, wat baie belangrik is, bly in die liefde van God. Staan vastig. In ander woorde, moenie rondspring nie, moenie probeer jou eie pad volg nie. Bly in die liefde van God, vers 21, en jouself in die liefde van God bewaar, terwyl jy die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Bewaar jouself in die liefde van God. Dit beteken dat God nie ophou om ons lief te hê. Maar dit beteken dat ek en jy binne daardie sfeer van sy liefde moet bly. Hoe doen ons dit? Deur gehoorsaam. Weet jy hoe belangrik is gehoorsaamheid vir God? Dat ek en jy in alle opsigte gehoorsaam aan die Here moet wees. Tweedens, om gemeenskap met God te hê. Met ander woorde, dit beteken dat ek en jy tyd met die Here moet maak. En koop daardie tyd uit, sê die woord van die Here, want die dae is boos. En dan vertroue te hê in sy genade. Hy sê vir ons, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Ons lees dit in Johannes 15, vers 10. Geliefdes, ek wil vanmôre vir julle aanmoedig. Kom ons bly vanmôre in die liefde van God. Dan hoe nader ons aan God leef, hoe meer ervaar ons ook sy vrede en krag. En ek wil vanmôre hê dat u moet weet dat as ek en jy in sy teenwoordigheid is, dan het ons moed. Dan het ons iets om na vooruit te sien. En dan die 5de gedagte vanmôre is, ons leef met hoop. Terwyl jy die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus het, vers 21, tot die ewige lewe verwag. Ek en jy as kind van die Here leef nie vir die nou. Ouds, en dat iemand sê, ons hoop is gevestig op die toekomstige. Onthou Johannes 14:1-3, dat hy beloof, hy gaan kom om ons te kom haal, sodat ons kan wees waar hy is, sodat ons vir altyd saam met hom kan wees. Dis waaroor ek en jy vanmôre is, dat ons hoop is vanmôre om vorentoe te kyk, dat Jesus gaan kom om ons te kom haal, sodat ons kan wees waar hy is. Dit is nou vanmôre met ding in terme van om eendag altyd saam met die Here te wees. Nou, as jy in Openbaring gaan lees, dan sal jy agterkom, daar word wonderlike goed vir ons beskryf. Daar's geleenthede, ek meen as ons nou met ding in terme van elke aand kyk ons die nuus, wat is die goudprys? Daar gaan ons sommer loop op strate van suiwer goud. Jaspis, ek weet nie eens hoe lyk dit nie, maar die mure gaan van jaspis wees. Dit moet seker aanskoulik wees nie. Dat my al die dinge, en ek het dit nou al soveel gesê, met Jimmy Swaggart. Hy gesê, baie mense sê, maar ek wil my pa of my ma eendag gaan sien.
Of ek sal hom graag so 'n bietjie 'n paar woorde met op Petrus of met Paulus of met hierdie en daardie Bybelse karakter of Abraham en al daai ouens so 'n bietjie gesels. Ek sê dit in 'n lied that I want to see my Jesus. The one who died for my sins. Kerk, ek wil vanmôre vir u sê dat ons leef met nuwe hoop en nuwe ywer sodat ons enig saam met hom vir altyd kan wees. En ek wil vanmôre nog een of twee, net nog twee gedagtes met die deel, dan gaan ek afsluit. Beloof dit sal nie lank wees nie. Kom ons help ander stry wat stry. Hy sê hier so vir ons in vers 23 en ontferm julle oor sommige wat twyfel. Mense, kom ek sê vanmôre, hier sit dalk net een of twee persone vanmôre wat vir my sal sê, pastoor, maar ek twyfel so bietjie. Ten spyte van alles wat ek ken en weet wat in die Bybel staan, ten spyte van al die preke waarna ek al geluister het in my lewe. Ons dink nie net aan onsself. Daar is mense vanmôre wat twyfel. Glo jy dit? Daar's mense vanmôre wat al gestruikel het. Ek het al gestruikel. Daar's mense wat al moed verloor het. Mense wat vanmôre sal sê, pastoor, ek sit nou regtig vanmôre op moed verloor se vlaktes. Dan is daar selfs mense wat al weggedryf het van die Here. Mense wat afvallig geword, mense wat koud geword, mense wat op 'n punt in hulle lewe gekom sê, ek weet nie meer wat om te glo. Kom ek sê vanmôre vir iets. Dis my en jou werk om sulke mense aan te moedig. En sê al, wankel die fundamente onder jou. Moenie twyfel nie. God is getrou en hy wil jou bystaan. Kom ons bid vanmôre vir hulle wat swak is. Kom ons soek vanmôre, broer en suster, na mense wat dalk afgedwaal, mense wat ons dalk nie meer sien nie, mense wat eens op 'n tyd die Here saam met ons gedien het. Kom ons gaan vra 'n bietjie, doen 'n bietjie navraag, bel hulle 'n bietjie en vra, jong, maar hoekom sien ek jou nie? Wat is verkeerd? Is daar iets wat ek vir jou kan doen? Leer die Bybel ons dan nie dat as die harde 99 skape laat staan en los hulle by mekaar en dan gaan hy uit en dan soek hy na die een wat afgedwaal het. Nou kom die hoogtepunt in hierdie gedeelte vers 24 aan hom wat magtig is om julle verstrykeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met geheer. Aan die alleenwyse God, ons verlosser, om toe heerlikheid, majesteit, krag en mag, nou en tot in al die ewigheid. Ek weet nie of jy dit agterkom het, maar Judas kom nie hier en hy kom gee vir ons 'n klomp moed en 'n klomp nuus. Hy kom nie hier in hierdie gedeelte en hy kom sê vir ons 'n klomp goed wat ek en jy veronderstel is om te doen. Hy kom eindig hierdie hoofstuk af met wat God kan doen. God het die mag. God het die vermoë om jou en my toe te rus vir ons dienswerk. Daarom wil ek julle aanmoedig om werklik julle oog weg te draai van mense. Nie na mense kyk. Mense stel te leer, pastore stel te leer, predikante stel te leer. Weet jy dat God sal jou nooit teleurstel. Ek wil afsluit vanmôre. En ek wil net hierdie boodskap wat Judas vir ons gee, wil ek so met 7 waarhede, wat ek al reeds vir u nou voorgehou het, wil ek net vanmôre beklemtoon. Eerstens, kom ons onthou vanmôre,
wat God in sy woord gesê. Ons onthou vanmôre al die beloftes wat die Here deur my en jou gemaak. Ons bou aan ons geloofslewe. Mense, kyk, ek wil vanmôre vir sê, dat ek en jy moet werklik vanmôre besef dat my en jou geloof in God is verskriklik belangrik vir ons eindbestemming. Bid in die Heilige Gees. Bly in God se liefde. En kom ons leef met hoop en met 'n verwagting. En kom ons help ander. Nou, dat ons is hier vir mekaar. Ons is hier om mekaar te ondersteun, mekaar by te staan. En die laaste een, vertrou op God se bewarende krag. God is in staat om enigiets in en deur jou te kan doen. Dit is in Filippense waar hy sê, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my krag. Jy moet nooit vir een oomblik jou eie krag vertrou. Kyk op en weet dat ons verlosser leef tot in alle ewigheid. As jy dalk vanmôre hier sit, jy voel dalk vanmôre in jou hart gestoor. As ek so na jou preek luister, dink 'n bietjie waardeur ek die laaste tyd in my lewe gaan. Ek het gebed nodig. Wil ek nou vir jou vra, dat jy miskien vorentoe kom. Ek gaan nie vra vorentoe kom nie. Al wat ek vanmôre vir jou wil vra is, as jy werklik vanmôre net sê, Here, ek het U nodig. Al wat ek vra, steek nie jou hand op. As jy agterna met my nog gesels, is baie welkom. Ek wil vir jou geleentheid gee om vanmôre te sê, Here, ek het U nodig vanmôre. Ek het nodig vir 'n spesiale aanraking. Ek het nodig vir 'n ingryping van God. Steek net jou hand op en sê, Here, sien my raak vanmôre. Kom ons sing 'n koortjie terwyl ons net ons oë sluit en vir mekaar bid. Maar as jy vanmôre gebed nodig het, en jy wil graag vanmôre ingesluit wees, dan wil ek jou vanmôre steek jou hand uit en sê, Here, ek kom vanmôre niks wat ek is. Ek wil myself vanmôre vir U kom lê, en dat U my sal gebruik. Enige iemand, baie dankie. As hande wat opgaan, dankie. I need Thee, oh, I need Thee. every hour. I need Thee. Oh, Bless me now, my Savior. I come to Thee. oh, I need Thee, oh, I need Thee. Every hour I need Thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to Here, ek het vanmôre hande gesien wat opgegaan het. U ken die harte, Here, van daardie hande. U weet vanmôre, Here, van elke kruispunt, by wie elkeen gekom het. Daarom wil ons vanmôre elkeen weer hulle hande opgesteek het. Here, aan U toe vertrou. Sê, Here, wees eenheidsman en volëindig van hulle geloof. Voorsien in elkeen se behoeftes. Here, gee vir hulle verweer as wat hulle ooit kan bid
Here, skep oplossings. Here, dat die Gees van God weer lewend kan maak. Here, dit wat nie werk, dit wat vir ons dan moeilik lyk, dat ons vanmôre kan verklaar dat U is die Seun van die lewende God. Kom vul ons harte, kom vul ons lewens. Here, ek bid vanmôre my boeties en sissies, Here, omarm hulle met die goddelike liefde en dra hulle elke oomblik van die dag. Dit is my gebed in Jesus se wonderlike naam. Sê vir U dankie daarvoor. Baie dankie, kom ons staan as ons gesloten saam, terwyl ons op die wag vir die dienes en offergawes in die werk van U. Vader, wat 'n kosbare voorreg was dit vanmôre om saam met ons boeties en sissies in die huis te kon wees. Dankie vir U woord wat uitgegaan het, Here. Ek bid dat U ons sal help, Here, dat ons nie net hoorders sal wees van U woord nie, maar dat ons ook daders sal wees, Here, en dat ons U sal behaag in ons doen en late, Here. Ek wil ook vanmôre vir U vra, sit 'n deur voor my mond en 'n wag voor my lippe, Here, sodat ek in alles U altyd kan verheerlik. Bid, Here, dat U saam met ons sal gaan in hierdie week wat voorlê. Here, dat ons in hierdie week sal uitreik en sal doen dit wat U van ons verwag, Here. Seën ons, seën elke een vanmôre hier in die naam van Jesus. Amen.